Suid-Afrika se nuwe transformasiefonds is vanoggend bekendgestel en president Cyril Ramaphosa sê sogenaamde progressiewe wette sal steeds ingespan word om wanbalanse van die verlede reg te stel. Welkom by die Afrikaanse nuus op die 5de Mei. Die adjunkpresident Paul Mashatile het onderneem om maatreëls in plek te stel om te keer dat korrupsie die regering se nuwe transformasiefonds lam lê. Hy het vanoggend die transformasiefonds geloods by 'n ontbytgeleentheid in Pretoria. Die voorgestelde fonds mik daarna om oor die volgende 5 jaar 100 miljard rand in te samel, met bydraes wat vrywillig uit beide die openbare en privaat sektor kom. Die fonds het ten doel om besighede wat in swart besit is te ondersteun en hul rol in die land se ekonomiese groei te versterk. Sommige opposisiepartye vrees egter dat die geld gesteel kan word indien daar nie teen korrupsie maatreëls ingestel word nie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal voortgaan om sy sogenaamde progressiewe wette te gebruik om wanbalanse van die verlede reg te stel. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief dat die stimulering van ekonomiese groei en werkskepping en die behoud van werkersbeskerming sluit mekaar nie uit nie. Dit kom te midde van die DA se hofaansoek teen die wysigingswet op gelyke indiensneming wat môre in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Die DA is van mening dat die wet rigiede nasionale raskwotas in die werkplek gaan afdwing. Ramaphosa sê die arbeidswetgewing sal nie verslap word omdat sommige politieke partye daarvoor vra nie. Eskom sê hy kan beurtkrag hierdie winter vermy vir die tweede agtereenvolgende jaar, mits sy onbeplande onderbrekings onder 13.000 megawatt bly. Indien dit nie moontlik is nie, behoort beurtkrag gedurende die wintermaande van Mei tot Augustus tot fase 2 beperk te word. Die kragvoorsiener se uitvoerende hoof, Dan Marokane, het vanoggend tydens 'n inligtingsessie gesê dat daar die afgelope jare afname van nagenoeg 3100 megawatt in onbeplande kragonderbrekings was. Marokane sê die afgelope jaar kon Eskom daarin slaag om 'n aanlegbeskikbaarheidskoers van 61% te handhaaf in vergelyking met 25% die vorige jaar. En meer as 100 renosters is in die eerste 3 maande van die jaar gestroop. Volgens die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Dion George, is 420 renosters verlede jaar gestroop, 'n gemiddeld van 35 per maand. In KwaZulu-Natal is 16 renosters gestroop, gevolg deur 10 in Limpopo, 5 in die Vrystaat, 4 in Noordwes en 3 in Mpumalanga. George sê wat wel verblydend is dat geen renosters in die Oos-Kaap, die Noord-Kaap, Wes-Kaap en Gauteng in die tydperk gestroop is nie. Hy sê die feit dat geen renosters in die 4 provinsies gestroop is nie, is tog 'n teken dat owerhede se harde werk besig is om vrugte af te werp. Mag jy 'n fantastiese dag hê, dankie dat jy saam gekyk het. Groete tot môre.